Liewe gemeente, kinders van die Here, hartlik welkom by hierdie allerbesondere godsontmoeting. My gebed is dat ons stil rustig in die teenwoordigheid van die Here met verwondering besig sal wees. Gaste saam met ons waarvan ek bewus is en wat ook aansoek gedoen het om saam met ons aan die tafel van die Here aan te sit, is Reinou en Annika van Emmenus van die buurgemeente Magalieskruin en dan ook Helene Verhoef. Ek sien ook ander gaste saam met ons. En as u voor die aangesig van die Here, broer en suster, in 'n gemeente waar u vandaan kom, meelewend is en uitgesproke kind van God is, wil ek, sonder dat ek dit nou vir die kerkraad gesê het, wil ek sê, met u gewete voor die Here, is u ook welkom om nagmaal te vier. Waarmee ek hoegenaamd nie 'n oop nagmaalstafel propageer nie. Maar ek sien tog 'n hele klompie vreemde gesigte. Ek vra u om op die aanvangsliturgie te let. En ons het ook geen dankoffergawe vanaand nie. Geen geld ter sprake by hierdie erediens nie. Die aanvangsliturgie waarna ek verwys is aanstonds die votum en dan is daar 'n orgelvoorspel waarop ek en die orgelis besluit het. En na die orgelvoorspel die seëngroet van ons Here en dan volg ons die liturgie met nog 'n enkel wysiging dat die nagmaalsformulier op 'n vroeër stadium tydens die liturgie aan ons voorgelees sal word. Ons votum vanaand as 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons bid dat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir u aanneemlik sal wees. U die lewende God, ons rots en ons verlosser. Amen.
Liewe kind van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die eerste 2 strofes van Skrifbruiming 1:3. Ons gaan staan as ons dit sing en daarna neem jy weer die sitplek in. Skrifbruiming 1:3 se eerste 2 strofes. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens, ons moet onsself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Daarom om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê
om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesind met mekaar en ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars, waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Jesus Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, soos gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Maar die Here leer ons ook wat die doel van die nagmaal is. Kom ons luister almal ook aandagtig hierna. Die Here sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons vir die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes aan die kruis vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dis volbring. Onthou dit, want dit is wat die tema van vanaand se woordverkondiging in Grieks beteken. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons net so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy weer kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam.
So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek, sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons as lede van een liggaam in ware liefde met mekaar saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God, deur sy Gees, ons daartoe help. Amen. Liefdes, ek gaan nie nou lei in gemeenskaplike gebed, waarin ek hier voorgaan en na die amen op die gebed sing ons spontaan skrifruiming 1-2, strofe 1 en 2. Ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus Christus ontwil. Amen. Ek bedien die Here se woord aan u en daarna bedien ek die nagmaal aan u. Twee skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament en wel Matteus 26 verse 17 tot 30 en dan Johannes 19 vers 19 tot 30, 17 tot 30, beide uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Matteus 26 van vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood
het die disippels na Jesus gekom en gevra, waar wil U hê moet ons vir U die voorbereidings tref om die Pasga te eet? Hy het gesê, gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leermeester sê, my tyd is naby. Ek wil die Pasga met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Teen die aand het hy saam met die 12 vir die ete aangeleun. Terwyl hulle geëet het, het hy gesê, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie ontsteld. En een na die ander het hom begin vra, dit is seker nie ek nie, Here? Hy het geantwoord, die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor hom geskrywe staan, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Judas, sy verraaier, sê toe daarop, dit is seker nie ek nie, Rabbi. En hy antwoord hom, jy het dit gesê. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê, neem eet, dis my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank en vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag, wanneer ek dit nuut saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. En dan Johannes 19. Ons lees van vers 17 tot by vers 30. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. Daarop het geskryf gestaan, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad geleë was. Dit was geskryf in Hebreëus en in Latyn en in Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê toe vir Pilatus, moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat daardie man gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy boekleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. En so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos van bo tot onder aaneengeweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeur nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan.
Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy ma, vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjoolyntak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en die gees en sy gees oorgegee. Dit is volbring. Suster en broer, groot mense, jong mense en kinders, ek wil sê, 'n mens kan dit jou amper nie indink nie. Wat? Ek verwys spesifiek na die afskuwelikheid van die kruisdood. Dis barbaars. Dis een van die mees wreedste metodes in hierdie ou wêreld om iemand dood te maak. Dood te martel. Geen wonder dat 'n bekende Romeinse staatsman van destyds gesê het, die woord kruis moet in fatsoenlike geselskap nie eers genoem word. Jy praat nie oor die woord kruis in die teenwoordigheid van oordentlike mense nie. Want die kruis, en dis die kruisdood, was destyds die uiteinde vir slawe wat probeer ontvlug het. En as hulle jou gevang het, is jy gekruisig. Die kruisdood was bedoel vir opstandelinge. Vir rebelle en onrusstokers. Soms ook vir rowers en moordenaars. En toe vir Jesus. Pyn en hel. Is gelyk aan die kruis. Daarom ook vir Jesus. Kom ek sê, dink jy dit in sy liggaamlike pyn? Dink aan die bloedverlies, dink aan die ontsteking, dink aan die spierkrampe, dink aan die bloedsomloop wat net nie meer mooi kon funksioneer nie. Dink aan die gewig van die mens aan die kruis se liggaam, wat die wonde in die mens, die persoon se hande en voete al hoe dieper oop geskeur het. Onmenslik. Om van die geestelike en psigiese foltering nie eers te praat nie. Wat bedoel ek daarmee? Ek wil staan deur te sê, dink daaraan, kaal in die openbaar.
Kan jy dit indink? Daar hang hy. Hy's nie 'n opstandeling nie. Hy's nie 'n rebel nie. Hy's nie 'n onrusstoker nie. Hy's nie 'n rower nie. Hy's nie 'n moordenaar nie. Hy's God se kind. Daar hang hy kaal in die openbaar. En die malende mense massa wat kyk, en party wat vra, en ander wat lag en spot, want hulle kyk na die opskrif. Iemand het seker gesê, sies tog. Maar kom ons volstaan met wat in Deuteronomium 21 vers 22 en 23 opgeskrywe is, want dit sê alles. Daar staan, wie aan 'n paal opgehang word, is deur God vervloek. Jesus. Goeie Vrydag. Jezus op kopbeenplek, sodat almal kan sien en sodat die gruisame kruismarteldood vir almal 'n waarskuwing sou wees. As jy nie oppas nie, is dit jou einde. Maar hy hang daar om ons begin te bewerk. Is onmenslik. Kan jy dit nie indink nie? En ten spyte van alles wat ek pas oor die kruisdood en die wreedheid daarvan en die onmenslikheid daarvan gesê het, hoor 'n bietjie, praat Jesus aan die kruis. En dink jy dit 'n bietjie in, as hy as jong man tussen 30 en 33 op hierdie aarde begin preek, gaan kyk 'n bietjie die bergrede weer in die Matteus Evangelie. As in sy eerste preek sy mond oop gaan, dan is dit geseënd is jy. En as sy mond aan die kruis oopgaan, Vader, vergeef hulle. Hulle het nie 'n idee wat hulle doen nie. 7 kruiswoorde. Jesus praat. Jesus sê, en daarom die kruiswoorde ook te kan neem as preekwoorde. Want sê 'n teoloog by geleentheid so mooi, elkeen van die 7 kruiswoorde is 'n preek op sy eie en meer. Maar vanaand, hoor die Here sê, hoor die Here vir jou sê, dis volbring. Dis volbring. Een enkel woord. Tetelestai in die Grieks. 'n een woord preek. Wat meer sê as wat 'n mens baie keer besef. Want hoor saam met my, wat beteken volbring in Bybeltaal? Dit beteken om 'n bepaalde proses tot 'n suksesvolle en 'n betekenisvolle einde te bring. Dis nie, ek is nou klaar, kan ek nou loop nie.
Volbring beteken om te sorg dat iets sinvol aangepak word en volledig afgehandel word. Dit beteken om gehoorsaam te wees om 'n moeilike taak aan te pak met die uitsluitlike doel om iets betekenisvol te laat gebeur. Dus volbring beteken dat iets in u lewe gebeur. Ons kom daarby. Volbring is dus 'n woord vol betekenis. In werklikheid sê Jesus, wat ek gedoen het, was 100% nodig en die moeite werd en dus afgehandel. En daarom moet jy ook saam met my weet, destyds is hierdie woord tetelestai op 'n rekening geskryf as die rekening ten volle betaal is. In die ou dae het jy dit baie beleef. As jy die laaste paaiement betaal het, dan die persoon agter die toonbank 2 sulke dipstrepe skuins oor die faktuur gestrek en binne ingeskryf betaal. Tetelestai, my kind, jou rekening is betaal. Jou sonde rekening. My, sê die Here Jesus, volbragte kruisoffer vul jou lewe, my kind. Volbring beteken, ek maak jou lewe vol genade, guns, liefde, vergifnis. Tetelestai beteken, met die sonde en die stikkend en die seer en die leegheid in 'n mens se lewe, het hy volledig afgereken. Dis volbring beteken u sonde rekening. Hoor wat sê ek? Is gesluit. Hy's gesluit. Om ten tye van Pasen 2015 die krake en die barste en die onvolledigheid in u lewe dalk op te vul. Dit is volbring. So sê Jesus. En dit beteken God se plan vir u en met u is voluit uitgevoer. En die rekening is gesluit. O Seun van God, dankie vir die volheidslewe waarin ek my bly beroem dat u my u kind noem. Here, wat verdien ek? Wat het ek gedoen om dit te verdien?
my sonde betaal is. My rekening gesluit. Vervul met die lewe, vervul met die Heilige Gees, en hoor net weer, broer en suster, voor ons aansit, dit is volbring. En een ek sê, Here, help my om die wedloop van die lewe hoor te voleindig. Mag hierdie Paasnaweek 'n verskriklike hoë hoogtepunt in u lewe wees. Amen. Kom ons gedenk nou die dood van ons Here aan die kruis. En voor die bediening van die heilige nagmaal, een of twee ordereëlings. Die eerste is, ek gaan as ek voor by die tafel is, vra wie in die banke bedien wil word, omdat die orde vanaand andersom is. Ons begeer om saam aan een tafel te sit. Maar as jy moeilik loop, of wat die omstandighede ook is, sal Leon hulle kyk, en hulle sal u in die bank, soos van ouds, kom bedien. Die volgende reëling, broer en suster, is dat ons die tafel van vooraf sal vul, en let daarop dat ek die nagmaal bedien met 2 borde en 2 bekers, wat ek aan my kant sal afgee, en die diaken sal help, en dit kom aan die binnekant weer terug, tot hiervoor by my. Mag dit 'n vreugdevolle feesmaal vir u wees. Ons sing Skrifverruiming 12:3, strofe 1 en 2, en daarna bedien ek die nagmaal aan u. Geliefdes in die Here, kom ons hê almal deel aan die lofverheffing of die hartsverheffing as jy wil, voordat ons aan die tafel kom aansit. Verhef u harte tot Jesus Christus ons voorspraak
aan die regterhand van die Hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Mag ek, nadat broeder Leon met my gepraat het, kan ons die orde met liefde so omruil, dat die lidmate wat aan die tafel wil kom aansit, gaan ek aanstonds nooi, en die wat nie aan die tafel wil kom aansit nie, dat u elkeen in die banke bedien sal word, soos by ons 4 keer nagmaalsbediening elke jaar. Is dit met u reg so? In die lig daarvan, broer en suster, gaan ons die heilige nagmaal vier, en die wat aan die tafel wil kom aansit, is hartlik welkom. Niemand anders wat aan die tafel wil aansit nie, geen probleem nie, die res van die lidmate, ons gee nou die diakens geleentheid om die brood en wyn aan hulle uit te deel. Kan ons 'n aanduiding kry van die mense wat aan die voorkant sit, of u bedien is met die sigbare tekens van brood en wyn? Kyk nou, daai tafels is nie reg. Het julle brood en wyn ontvang? Reg so. As die diakens wat die lidmate bedien het, as u gereed is om aan die tafel te kom aansit, dan het ons een enkel nagmaalsviering.
Dankie Jokie. Liewe broer en suster, en ook die kinders wat hier is, wat nog nie nagmaal gebruik nie, onthou ons het gisterand gesê, en wat ek nou gaan doen, word jou begeerte om dit eendag ook te kan vier, des te groter. Dankie dat julle saam kyk en saam beleef. Hierdie brood is heel. Maar die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here wat aan die kruis uitmekaar gebreek is, soos wat ons dit nou in die prediking gehoor het. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet almal daarvan, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. U is welkom om die brood te geniet en te dink aan hoe u Here se liggaam gebreek is. En daarmee saam, broer en suster, aan die hele proses te dink hoe wyn geproduseer word. Die parsproses, die trapproses, die pyn om dit so uit te druk, totdat die vrug van die wynstok vir ons veredel is vir gebruik. Daarom, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here. Neem dit, drink almal daarvan, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. U is welkom om ook die wyn te drink en te dink aan die dood van u seun. Die seun Jesus Christus.
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kind, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing, broer en suster, hartlik saam, Skrifberuiming 5:4, strofe 1 en 2, en daarna gaan ek ons voor in dankgebed, 5-4. Saam. Ons Vader in die hemel, U het ons in U grootheid en U vaderlike goedheid op hierdie aand byeengebring. U skenk aan ons die saad van die geloof, sodat die breek van die brood en die skink van die wyn diep in ons hart die waarheid dra van die gebeure op die kopbeenplek. Ons prys U, Here, dat U van voor die grondlegging van die aarde af ons uitgekies het om aan U te behoort. U Seun Jesus Christus na die aarde gestuur het om ons te oortuig van U liefde, dat daar vir elkeen van ons 'n koningsplek berei word. Elkeen van ons, of ons vooraanstaande is en of ons nie is, of ons ryk is en of ons arm is, of ons jonk is en of ons oud is, of ons sterk in kragte is en van wie ouderdom of watter omstandigheid ook agterkom dat ons krag afneem, of ons 'n man is of 'n vrou is. U het vir ons 'n plek berei
in Christus Jesus, ons Here. U te dank dat U ons lewe volmaak. Hierdie Paastyd, daarmee saam. U te dank, Here, dat dit meer is as 'n naweek van nie werk nie, maar 'n naweek en daarvoor afgaande van nadenke in verwondering. Seën ons, Here. En dankie vir die 6de kruiswoord, dat ons sonder rekening gesluit is. Ons bid dit in Christus naam, die koning van die lewe. Amen. Die lidmate aan tafel is welkom om terug te stap na hulle sitplekke en dan sal ek die slotsang aankondig. Geliefdes, kom ons staan en ons sing lied 207, strofe 2 en 4. Daarna bly ons staan vir die uitstuurseën, die genadehand van ons Here, en op grond van sy liefde kan ons van hier vertrek. En na die uitstuurseën ons amen lied vanaand in die woorde van Skrifruiming 20:2, se 4de strofe, en dan gaan ons huis toe. Ontvang die Here se seën. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster
sy met u almal. Amen.